Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend, Sondag 9 Maart. Weer eens 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here tot u te bring. Geliefdes in die Here, ons voorsang vanoggend kom vanaf lied 456. Loof heel die skepping. Loof die Heer. Gemeente, God ontmoet ons as gelowiges deur sy woord en gees. Hy spreek ons aan en op hierdie spreuke antwoord ons. Die Here sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Nou God het ons met sy seun gegroet. Kom ons antwoord daarop met blydskap deur saam te sing uit lied 146. Prys die Here. Loof en prys hom. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, loof die groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou hoop. Hulpeloses rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Wat als geskape het, hy alleen sal jou kan red. God gee uitkoms en bevryding, hongeriges gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding en verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, hoor hy aan sy liefde red. Hy sal altyd trou ons hier bly, deur hom sal daar redding kom. Maar die goddelose stuit hy en versper sy pad vir hom. Hy sal altyd bly regeer. Halleluja, prys die God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord,
Ekskuus, dit het ons broers en susters, deur die wet soos opgeteken in Eksodus 20, word ons bewus van God se heiligheid, asook ons eie sonde. Kom ons luister na die wet soos wat opgeteken is in Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons geloof nou opnuut bely en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het sopas ons geloof bely, kom ons bevestig dit deur saam te sing uit lied 519, wees stil en weet ek is die Heer. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Heer en Hemelse Vader in gebed. Almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, ons is dankbaar vir u woord wat ons na kan luister. Ons is dankbaar dat ons sonder enige teenstand, Here, sonder enige onderdrukking kan bymekaar kom en u woord kan deel, kan verkondig, kan bespreek, Here. Here, ons sê ook vir u dankie vir die leiding wat u ons in die week gegee het wat verby is, Here.
die krag in die tye van nood, Here, en waar ons in swakheid na U uitroep, Here, en U luister, U beantwoord, Here. Here, ons is absoluut afhanklik van U. Sonder U is ons niks nie. Daarom, Here, smeek ons om vergifnis van ons sondes en ons oortredinge. Ons begaan so maklik die verkeerde dinge, Here. En baie keer is dit die kleiner dinge wat ons nie eens aan dink of raak sien, Here, maar wat tog teen U woord is. Here, plaas 'n wag voor ons mond. Bewaar ons, behoed ons en beskerm ons, Here, teen die bose. Ons vra dit nie om ons dit verdien nie, Here, maar ons smeek dit uit genade uit. Here, ons bid ook vir die mense wat getref is deur rampe, natuurrampe, Here, oorlog, en soveel ander dinge in die wêreld wat plaasvind wat mense se lewens totaal ontwrig, Here. Maar dat dit ook 'n doel dien, Here, waar dit wel plaasvind, dat hulle kan besef ons krag en ons sterkte en ons hulp is in U naam alleen, Here. Here, ons dink ook aan die wat onderdruk word as gevolg van hulle geloof. Die wat opstaan vir U naam, Here, al is daar groot vervolging teen hulle en hulle gesinne, Here. Ons dankie vir hierdie Christene wat vir U naam veg, Here. Here, wees met die armes van gees, die wat dors na U woord, Here, maar die wat ook smag na uitkoms, Here, in soveel moeilike situasies. Vanoggend sal ons net vir U sê, Here, dankie. Dankie vir al U liefde en U genade. Dankie dat U by ons is elke dag van ons lewens. Ons vra nie die dinge om ons dit verdien, Here. Ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 9. Ek noem vir u, dit kom uit die Evangelie van Lukas, Lukas 9 vers 28 tot 36. Dit gaan oor die verheerliking op die berg. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom gepraat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Salig is hulle wat die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra U seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou geliefdes in die Here, ons tema vanoggend is 'n diep geestelike ervaring. Ons teksvers kom daai vanaf vers 29. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Nou elke gelowige het 'n tyd in hulle lewe waar hulle 'n diep geestelike ervaring beleef. Iets wat hulle geloof versterk, hulle hoop vernuwe en hulle nader aan God toe bring. Dalk was dit 'n gebedsessie waar jy God se teenwoordigheid duidelik gevoel het. Of dalk 'n wonderwerk wat jou gees aangeraak het. Ons noem dit bergtop ervarings, oomblikke van openbaring wanneer die hemelse vir 'n kort rukkie sigbaar word. Maar die vraag is nou, wat gebeur na hierdie oomblikke? Hoe leef ons in die alledaagse lewe waar die skitterende lig verdwyn uit ons hart uit en ons afklim in die realiteit van die daaglikse uitdagings? Die verhaal van die verheerliking op die berg is 'n perfekte illustrasie hiervan. Dit wys vir ons dat geloof
Nie net in oomblikke van glorie gebou word nie, maar in gehoorsaamheid, selfs wanneer ons die dinge duidelik kan waarneem nie. Dit wys vir ons dat Jesus nie net 'n God van wonderbaarlike ervarings is nie, maar die God wat ons roep om hom te volg. Al verstaan ons nie altyd die pad vorentoe nie, selfs al sien ons nie die uitkoms of potensiaal nie. Maar die vraag is nou, hoe om te leef tussen hierdie, kom ons sê, bergtoppe van glorie en die valleie van geloof. Ons wil almal graag hê dat ons in totale harmonie leef. Op die wolke sweef saam met God, maar ons is nog nie daar nie. Want daar is eers 'n pad wat geloop moet word. Nou, Jesus, terwyl hy gebid het, het hy voor hulle oë verander, soos wat vers 29 vir ons gesê het. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterwit. Hier sien ons 'n diepe waarheid. 'n Ware transformasie gebeur tydens gebed. Daar waar jy jou siel voor die Here bloot lê. Jesus het dikwels alleen gaan bid, en dit is juis in sy oomblik van gebed dat hierdie hemelse gebeurtenis plaasvind. Maar hoe beïnvloed dit ons? Hoe raak dit ons wat vanmôre hier sit en luister? Geliefdes, wanneer ons ernstig na God soek, verander dit ons. Dit verander nie net ons omstandighede nie, maar dit verander ons hoe ons dinge sien en hoe ons dinge ervaar in ons lewens. Ons wil dikwels 'n wonderwerk van God hê, of 'n wonderwerk God die hele tyd. Maar baie keer is die grootste wonderwerk hoe ons harte en denke verander in sy teenwoordigheid. Daardie oomblik as ons weet dat hy ons hart aangeraak het. Hoe lyk jou gebedslewe? Is dit net versoeke, of is dit 'n plek van ontmoeting met God? Wanneer ons tyd met God spandeer, begin ons hom sien vir wie hy regtig is. Nie net as 'n hulpbron in tye van nood nie, maar as die lewende Christus gevul met heerlikheid, glorie, gesag, liefde. En dan gebeur iets buitengewoon op die berg. Wie verskyn saam met Jesus? Hy is nie meer alleen nie. Moses en Elia, twee van die belangrikste figure in die Ou Testament, is saam met hom daar, in die hemelse heerlikheid. Die disippels sou natuurlik ook besef het dat Moses en Elia uniek was. God het homself deur die wet en profete geopenbaar. Niks was vir die Israeliete heiliger as die wet en die profete nie. Moses was die wetgewer, wat die kliptafels van die 10 gebooie van die berg af gebring het. En Elia was een van die grootste profete gewees. Nou toe die disippels Jesus se skitterende klere sien, en sien hoe Jesus met Moses en Elia praat, het hulle sekerlik besef dat hulle op heilige grond staan. God was besig om Jesus se bediening te bevestig. Van nou af sou Petrus, Jakobus en Johannes weet dat Jesus die Seun van God is, want God het dit aan hulle op die berg geopenbaar. Maar hierdie twee manne se verskyning is soos genoem baie belangrik, maar die fokus bly op Jesus Christus. Hulle is daar om te bevestig dat alles in die wet en die profete wat geskrywe is, vervul word in Jesus Christus. Hy is die vervulling van die skrif. En wat gebeur hierso? Toe Petrus nie weet wat om te doen, het hy gepraat. God het gesê, Petrus, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, luister na my seun. Dis baie goeie raad. Ons lewens sal makliker wees as ons, wanneer ons nie geweet het wat om te doen nie, na Jesus sou luister. Soms plaas mense hul geloof in godsdienstige gebruike, tradisies of ander geestelike leiers. Hierdie dinge het soms waarde, maar ons fokus moet altyd op en in Jesus Christus wees, want hy is die enigste wat verlos, genees en red. Luister ons regtig vir Jesus? Of is ons vasgevang in ons eie tradisies? Nou Petrus, oorweldig deur hierdie buitengewone gebeure, reageer dadelik deur 'n plan te wil maak. En die woord van die Here sê, hy weet nie wat hy doen nie, wat hy gesê het nie. Hy wil hierdie heilige oomblik dalk behou, dit vasmaak in 'n blywende struktuur. In sy opgewondenheid stel hy voor dat hulle skuilplekke bou vir Jesus
en sy hemelse gaste. Amper asof hy hierdie ervaring wil verleng of miskien wil bewaar. Maar hy verstaan nie die dieper betekenis van wat besig is om te gebeur nie. God se werk is nie bedoel om vasgevang te word in een enkele oomblik nie. Dit is 'n uitnodiging om aan te beweeg, om te luister en om te volg. Hoe gereeld doen ons dieselfde? Hoe ons wil hê God moet vir altyd, kom ons sê, op dieselfde een manier met ons te werk gaan. Die manier waarmee ons gelukkig is. Ons wil teruggaan na 'n geestelike ervaring van die verlede en daarin vasklou en dit oor en oor beleef sonder om voort te beweeg. Ons klou vas aan 'n sekere manier waarop God vroeër met ons gewerk het dalk. Maar geliefdes in die Here, God werk dinamies. Jesus Christus bly nie op die berg nie. Hy moes afklim op die pad na Jerusalem en die kruis te voltooi. Hierdie oomblikke wat op die bergtop plaasgevind het, is net nog 'n deel van sy weg wat hy moet volg om sy roeping en doel te voltooi op aarde. Maar wat leer ons hieruit? Geloof is nie gebou op 'n oomblik van glorie nie, maar in die gehoorsaamheid aan Christus. Selfs wanneer ons nie so duidelik sien nie. Onthou, ons sien Jesus deur die woord van God. Maar kom ons keer terug na die berg toe. Terwyl Petrus nog besig om te praat, daal 'n wolk oor hulle en hul in sy skaduwee. Skielik word die disippels oorval deur vrees. Hierdie reaksie is betekenisvol, want in die skrif is 'n wolk dikwels 'n teken van God se teenwoordigheid. Soos hy op die berg Sinaï neergedaal het, of die tabernakel gevul het met sy heerlikheid. Hierdie oomblik is dus nie net 'n mistige verskynsel nie, maar 'n heilige manifestasie van God self. Die disippels besef, hulle is in iets groters se teenwoordigheid as wat hulle ooit kan begryp. En dit bring ons ontzag, maar ook vrees. Geliefdes in die Here, ons moet verstaan, soms is God se teenwoordigheid anders as wat ons verwag. Dit is nie altyd 'n gevoel van vrede nie. Soms bring dit vrees, verwarring en onsekerheid in ons gemoedere. Wanneer ons nie verstaan wat God doen nie, is ons reaksie dikwels vrees. Maar onthou, uit hierdie wolk het 'n stem gekom wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Dit is die sleutel, dis die seël van hierdie openbaring. Wanneer ons nie verstaan nie, moet ons luister. Ons hoef nie altyd te weet wat God doen nie, maar ons moet net sy stem ken en vertrou in ons lewens. En wat gebeur volgende? Moses is weg, Elia is weg, die wolk is weg, net Jesus bly oor. Dit is die kern van geloof. Nie die wonderwerke of visioene nie, maar Jesus Christus alleen. Dit is genoeg. Is Jesus genoeg vir jou? Selfs wanneer jy hom nie sien, soos op die berg nie? Kan jy hom vertrou al is daar geen bonatuurlike ervaring nie? Leef jy jou geloof selfs in die alledaagse lewe uit? Liefdes in die Here, ek sluit af met die volgende. Hierdie ervaring was 'n kort blik van Jesus Christus se heerlikheid, maar die disippels sou hom binnekort in 'n heel ander lig sien, blootgestel, verneder, gekruisig. Wat 'n totale verandering van wat hulle hier ervaar het. Die Christelike pad is nie 'n reis van glorie nie, maar ook van gehoorsaamheid en soms lyding. Ons moet nie net vir Jesus volg in die oomblikke van geestelike hoogtepunte nie, maar ook in die daaglikse realiteit van geloof. Mag ons, soos die disippels, luister na hom bly volg, nie net op die bergtop nie, maar ook in die valleie van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ekskuus tog. Dankie Here, ons dankie vir die brood van die lewe, Here, die brood wat ons siele voed. Here, ons is dankbaar dat U dit vir ons gee, Here. Want sonder die woord en sonder U woord sal ons, Here, sal ons nie kan staande bly nie. Sal ons nie die pad kan volg wat U wil hê ons moet volg nie, Here. Here, ons vra U ook met hierdie
krag wat ons uit die woord ontvang het, Here. Lei ons in die week wat voorlê. Dat ons U naam eer, Here, en soos U volgelinge as Christene leef. Maar Here, ons is 'n voorbeeld, dat ons 'n voorbeeld wees vir ander. Nie omdat ons beter is nie, Here, maar omdat ons U liefde en genade ontvang het. Here, ons besef nie altyd wat 'n wonderlike voorreg dit is. Wat 'n wonderlike ervaring ons met U te bid en te spreek, Here. Ons dank U daarvoor, Here. Here, ons vra ook vir U dat U ons seën, boet en bewaar in die week wat voorlê. Hou U hand van beskerming oor ons, Here, en ook oor soveel ander wat dit soveel nodig het. Gaan met ons geliefdes, Here, naby en ver. Gaan met die wat op soek is in die donker duisters na uitkoms, Here. Laat die lig vir hulle skyn. Laat hulle lewens verander, dat hulle U liefde ook in ervaring kan uitjubel, Here. Want dit is tog wat ons wil doen. Ons wil U naam loof en prys. Ons vra, Here, dat U met ons wees in die week wat voorlê. Hou U hand van beskerming oor almal vir ons, Here. Ons vra dit keer op keer in U heilige naam alleen. Amen. Ons slotlied vanoggend is die 308, Neem my lewe, laat dit Heer. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sy julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.